Sy, baie welkom by Spiritual Talk episode 1. Ek is PD Conradie hier by The Go-To Guy en hier langs my sit Benny Jonker. Nou Benny, ek sal jouself voor aan die mense. PD, baie dankie. Ja, ek is Benny Jonker. Ek is verbind aan Live FM en ons het ook 'n geleentheid waar ons elke Sondag aand natuurlik op 'n Oorval Stereo geestelike programme aanbied. En dit is maar die passie en die deel van die lewe wat ons doen. Ek is 'n besigheidseienaar, ek werk vir myself. Sodoende het ons dan 'n bietjie so meer tyd om dinge soos hierdie te doen. En ja, dis 'n voorreg om hier saam met jou te kuier. Nee, yes, Benny is altyd lekker. Vir die wat nou nie weet nie, ek en Benny kom nou al 'n lang pad saam. Yes, ek weet nie eers watter jaar was dit wat ons eintlik mekaar geleer ken het nie, maar dit is maar hoofsaaklik deur die jeug waarby ek was en waar Benny soos ons noem dit maar jeugpastoor vleier daar was. En ja, dis maar ook Benny geleer ken het al die jare deur en dit was altyd lekker. En vandag sit ons nou hier en ons het al ander plekke by mekaar gekom, soos jy genoem het, Live FM, saamgesels daar, en vandag gesels 'n bietjie met julle oor tydsbestuur en prioriteite en die perspektief van die algehele gelowige. Ja, ek dink dis 'n baie interessante onderwerp, spesifiek, jy weet, nie net die algemene gelowige of die algemene persoon nie, maar jy as iemand wat die Bybelse perspektief wil uitleef in die wêreld daar buite. Ja. En jy het net gesê iets wat baie besonder is rondom tydbestuur, jy weet, en perspektief. Tydbestuur dink ek is een van die belangrikste beginsels wat ek en jy moet uitleef. Nou jy weet, die laaste paar maande is ons baie besig byvoorbeeld met 'n onderwerp rondom die koninkryk van God. En in Matteus 6:33 sê hy soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid en al hierdie dinge sal vir jou bygevoeg word. Nou wat is hierdie dinge? Daai dinge is die normale goed waar jy weet, waar volgens ek en jy elke dag leef, die goed wat ons wil hê, die goed wat ons by mekaar maak. Jy weet, hoe leef ons, hoe oorleef ons? En dit is my interessant, met ander woorde, wat die woord eintlik doen is om ons te leer om ons wêreld om te keer en nie nou noodwendig aan te pas by die stelsel van die wêreld nie. Dis so korrek, ja. Ek meen jy het genoem die wêreld waar ons is om te keer, sodat ons eerder in die wêreld is, maar nie van die wêreld nie. En 'n hele ander stelsel, 'n hele ander manier van dink in jou dag tot dag lewe inpas. En die vraag is half, hoe doen jy dit? Jy weet, die woord sê vir ons, gee vir ons hierdie tools, maar dan moet ons as gelowiges, ons is jou dag tot dag gelowe wat maandag tot vrydag byvoorbeeld dalk werk. Jy het jou rotine waarin jy ingedokter word van kleins af. Ja. Hoe breek jy dit net ewe skielik? Hoe kom jy tot op 'n punt waar jy sê, okay, ek het 24 uur, hoe gaan ek my 24 uur anders bestuur, reg bestuur volgens die koninkryksbeginsels wat gaan verskil van die normale dag tot dag ou daar buite? Ja, ek dink iets wat jy sê vir my is baie interessant en baie goed, is dat jy weet die koninkryk van God bestaan uit beginsels uit. Met ander woorde, ek en jy moet verstaan dat ons leef volgens beginsels. En een van daardie beginsels is tyd. Dis eens die onderwerp wat ons het, jy weet, effektiewe tydbestuur. Ek meen Prediker 3 sê dat daar is 'n tyd vir alles. Ja. Nou een gemeenskaplike faktor wat ek en jy het, is tyd. Ek en jy het albei 24 uur in 'n dag. Maar die vraag is, hoe bestuur ons tyd? Want effektiewe tydbestuur is tog aan die einde van die dag, jy weet, wat jy met jou tyd doen, vorm jou en dit vorm jou lewe. Verseker, ek meen jy kan ook in die manier wat jy doen, dit wat jy doen met jou tyd, is definitief 'n manier hoe jy God ook eer. Want jy erken dat God het vir my hierdie 24 uur gegee elke dag en ek gaan God eer deur hierdie hoeveelheid uur van die dag of eintlik die volle 24 uur so reg bestuur dat elke liewe sekond, elke minuut, elke uur wat ek daarvan gebruik, gee eer aan God. En ek dink dis 'n plek waar ons almal moet uitkom uiteindelik van die dag, om nie te sê dat eendag voor God te sê, nee, maar ek het nie tyd gehad nie, dan kan God net vir jou kyk en sê, jy het dieselfde hoeveel tyd gehad as jou broer en suster. Ja, dis waar. Ek meen, kyk, die rykste persoon wat jy ken en die bedelaar op straat het altyd 24 ure 'n dag. Altyd. Jy verstaan, so dis hoe jy effektief jou tyd bestuur. Wat doen jy met jou tyd? Jy weet, as jy 'n persoon is wat daarvan hou, en dit klink nou verskriklik, jy weet, as jy 24 ure in 'n dag het en jy spandeer daarvan 5-6 ure op 'n dag voor die televisie en jy het 'n ander persoon wat 5-6 ure 'n dag gaan spandeer om iets te leer, om iets te lees. Jy weet, wie gaan meer effektief groei? Ja. Jy verstaan, so met ander woorde, die invloed wat jy toelaat in jou lewe gaan ook toelaat dat jy effektief groei. Daarom is dit so belangrik om te kyk hoe en wanneer en met wat jy jou tyd bestuur. Ek dink dit is belangrik want ons moet nou half hierdie konsep wat ons moet hom kleiner maak en sê, okay, kom ons maak dit
kom ons identifiseer 'n algehele standaard persoon. Kom ons sê jou dag-te-dag gelowige wat 'n voltydse werk het, hy gaan kerk toe elke Sondag. Vir daai ou, vir die persoon wat inluister en sê ek is daai, ek steek my hand op, ek is ook daai ou. En ons moet praat met daai persoon dat nou luister en sê, ek hoor wat julle sê en waar begin ek? En die eerste ding is half wat as jy vir jouself jou program uitskryf op 'n papier van Maandag tot Vrydag of van Maandag tot Sondag of jy vat net Maandag en jy skryf van die oggend wat ek opstaan, die aand wat ek gaan slaap. Wat hou my besig? Waarmee is ek besig? En jy het nou genoem, as jy 4 ure of 6 ure van 'n dag voor die TV lê, is daar iewers iets wat jy dalk bietjie mis. Ek meen, ja, ons almal hou van ons gunsteling flieks of series en ek dink daar's niks fout daarmee nie. Party van ons hou daarvan om games te speel. Ek hou daarvan om games te speel. Maar ek dink 'n gesonde balans, net so ook soos 'n gesonde gewoonte om uit te gaan oefen, om te gaan stap, is net so ook noodsaaklik. En ek dink dat kom terug op 'n ding van tydsbestuur. Ons sê, ek hou van TV kyk, maar ek gaan myself limiet op, kom ons sê, 'n uur en 'n half. Ek dink nie meer as dit 'n dag is nodig nie. As 'n voorbeeld wat ons nou gee. En dan moet ek sê, hoeveel van hierdie tyd kan ek gebruik om myself te verbeter? En nie net in my verhouding met God nie, maar ook my algehele uitkyk op die lewe buite, perspektief. Maar gaan jou, as daar 'n uitdaging kom oor die pad, gaan jy bietjie anders daarna kyk. Jy het 'n ander perspektief op dit, want jy het bietjie meer geleer, bietjie meer inhoud gekry, soos jy nou genoem het. En daai inhoud gaan uiteindelik kennis en wysheid word wat jy dan gaan toepas buite. En ek dink dis presies waartoe ons mik nou eintlik. Ja, ek meen iets wat vir my baie interessant is, as jy kyk na die woord. Die woord sê dat ons is 'n driedimensionele, wese. Skepsel, ja. Ja, met ander woorde, ons is gees, siel en liggaam. So ons het 'n geestesinvloed, ons het 'n emosionele invloed en natuurlik moet ons dit uitleef. En wat vir jou sê dat gees, as jy geestelik wil groei, moet jy geestelik in jouself inbou. Met ander woorde, jy moet in jouself inbou, iets wat geestelik is, sodat jy geestelik in jou verhouding met die Here kan werk. En dan natuurlik die tweede beginsel is jou emosionele welstand. Ek meen, een van die dinge wat ek dink ons die meeste onderskat, is die geestesgesondheid van jou as mens. Ja. En die Engels praat eintlik van die term mental health. Ja. So met ander woorde, hoe hou jy 'n goeie geestesgesondheid? Hoe bou jy 'n goeie geestesgesondheid vir jouself? Ekskuus. En so dis my altyd interessant wat ek meen, en so wat jy nou sê, effektiewe tydbestuur het baie daarmee te doen. Want as jy werklik beplan jou dag. Waarmee is jy besig? Het jy genoeg tyd uitgesit vir alles wat jy wil doen en alles wat jy wil bereik? Het jy genoeg tyd uitgesit om net bietjie te ontspan en om na jouself te kyk? Ja. Want tog moet jy goeie emosiebestuur, is my net so belangrik. Ek meen die woord leer ons, kom ons kyk na die beginsel van die vrug van die gees. Die vrug van die gees is iets waarna ons almal smag. En om die vrug van die gees uit te leef, is die resultaat van goeie beplanning, want aan die einde van die dag, Romeine 14:17 sê, die koninkryk van God is nie wat ons eet en wat ons drink nie, maar dit is geregtigheid, vrede en blydskap. So die vrede en blydskap staan vir my uit, want dit sê weer eens, die geregtigheid is die posisie wat ons het, maar die vrede en blydskap is die resultaat van goeie bestuur, goeie keuses, en ja, dis waarna ons, waarna toe ons streef. Ek meen, as iemand wat, kom ons sê, hy gaan elke dag gym toe, of elke tweede dag, jy gaan later aan die resultaat daarvan sien. Ja. Iemand wat geestelik belê in homself, gaan uiteindelik daarvan die resultaat sien, in sy aksies en sy reaksies, eintlik meeste van al, want dan kom 'n moeilike tyd, en dan is daai persoon wat laaste is om kwaad te word, nie eerste is om kwaad te word nie. Die laaste om negatief te reageer op 'n situasie, nie die eerste een is wat negatief reageer, maar eerder opbouend en inspirerend is. Dis amper asof die boek van Spreuke half in sy kop wemel elke dag, hy mediteer daarop, en dan, ek dink meeste van ons het al daai een persoon ontmoet wat, as hy net praat, dan hang hy amper aan sy lippe, en sê, waar kry jy die wysheid? Ja. Is dit net in jou gene, en dan sê, ek het net gelees, ek het net gefokus op myself, en ek dink, ek wil amper sê 80% van gelowiges vandag is op 'n geestelike dieet. Die enigste blootstelling wat hulle het aan God, of sy koninkryk, of sy liggaam, is Sondagoggenddiens. Ja, is 1 keer 'n week. Dis skokkend. En jy sit jouself regtig op 'n geestelike dieet, en ek dink, jy gaan die resultaat daarvan sien. Ja. Verseker. Ja, dis waar. Ek meen, dis wat jy sê, as jy hierdie beginsels verstaan en jy bestuur dit effektief, gaan dit 'n invloed hê in jou lewe.
En as jy werklik waar die waarde in jouself kan vind en jy wil in jouself belê, daar's die mooi Afrikaanse woord wat ek net gesoek het, is om in jouself te belê. En jy weet, jy bestuur dit effektief. Dit gaan 'n verskil maak. Jy weet, jou lewe, jou aksies, jou reaksies gaan soveel anders wees as die normale persoon daar buite, want jy belê anders en jy dink anders en jy weet, jy gaan anders produktief wees. Ja. So ek dink dis belangrik dat ons die waarde hiervan vind. Daar's 'n mooi ding in die Bybel, of 'n mooi stelling in die Bybel wat altyd vir my so mooi is, wat sê jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, jou hele siel en jou hele verstand. Nou ons almal weet dit, ons almal ken dit. En dan sê hy die tweede, hiermee gelykstaande, jou naaste, en hier is die een wat ons mis, Soos jouself. soos jouself. Daai is so Jy sien, waar. daai soos jouself is net so belangrik, Ja. want dit sê effektief dat jy kan eintlik nie jou naaste lief hê As jy nie jouself as jy nie eers- jouself liefhet nie. Ja, So om jouself lief te hê beteken dat jy in jouself sal belê. Kyk na jouself, sorg vir jouself, bestuur jou tyd effektief, bestuur jou gesondheid effektief. Jy weet, en dit gaan die verskil maak in jou lewe, hoe jy leef en jy weet waarna toe jou pad is. Wat gaan die vrug op dit wees? sien, dis die geheim van die woord is dat ek dink meeste van ons, soos jy skrifgedeelte gesê het, ken die skrifgedeelte amper uit ons kop uit. Yes, ja. En dis eers wanneer jy stil sit en moeite gaan doen en tyd vat en gaan lees daarna, wat jy daai tweede sin amper begin raak sien met ander oë soos wat jy nou genoem het. Jy kan nie jou naaste lief hê as jy nie jouself lief het nie. Ja. Jy kan nie gee wat jy nie het nie. En ek dink dis belangrik dat hoe meer jy tyd spandeer met die woord, hoe meer kan jy hierdie klein gedeeltes begin raak sien en identifiseer van, okay, voor ek fokus op daai my liefde vir my naaste, moet ek hier eers nou stop. Ek moet hier stop. Ek kan nie daartoe gaan nie. Ek moet kyk waar ek is, ek moet myself evalueer, introspeksie doen en sê, maar ek het myself nie lief nie. Iets voel nie vir my lekker nie. Ek is nie gelukkig in my lewe nie en dis waar jy moet stop. En dis is okay as jy daar is, fokus net eers vir jouself daar. Sit tyd uit vir jouself. Dit is daai soos jy genoem het, jou gees, siel, liggaam. Kry daai perfekte balans. Doen daai selfversorging, want uiteindelik van die dag, die resultaat daarvan gaan uitvloei na ander. Jy weet, wanneer jy lief is vir jouself, is die liefde vir jou naaste natuurlik. Dis nie eers iets wat jy voorgee nie, dis so natuurlik. Jy sien dinge gaan swaar en dan onmiddellik is jou behoefte in jou hart so van, weet jy wat, ek gaan my tyd gee vir jou. Ek gaan iets gee vir jou. Ek gaan help waar ek kan. En dis gee. Maak nie saak of dit tyd is wat jy opoffer, maak nie saak of finansies of letterlik net daar wees vir hulle nie. Dis of 'n woord van bemoediging of ondersteuning. Dit is tyd wat jy gee vir iemand anders, maar dit kom uit 'n liefde van jou binne af. En dis waar God se liefde binne jou besig is om te kweek en te groei en dis eintlik die vrug van die Gees wat besig is om te vorm hierso. Ja, ek dink weer terwyl jy so praat, dink ek aan daai mooi gedeelte in Psalm 1 wat sê dat in die B-gedeelte hy sê, jy weet, hy verwys na 'n spesifieke persoon, 'n persoon wat sal wees soos 'n boom wat geplant is by waterstrome, Ja. wat op die regte tyd vrug dra. Nou daai is 'n beginsel waar volgens ek in die moet leef. En daardie beginsel sê dat as ons die regte balans vind, en jy het dit nou 'n paar keer gesê, as ons die regte balans vind, jy weet, van hoe ons tyd spandeer, waarmee ons tyd spandeer, hoe ons in onsself inbou, en ons vind ook met die balans hoeveel tyd om met onsself te spandeer en hoeveel tyd om met ander te spandeer, hoeveel tyd om in groei te spandeer. Jy weet, gaan dit 'n natuurlike proses wees, net soos die vrug van die Gees. Ons almal streef daarna om die natuurlike uitvloei van hierdie beginsels te ervaar. Ons wil natuurlike vrug uitleef. Daar moet natuurlike liefde, vrede, blydskap wees. Net so moet dit ook natuurlik wees om te sê, hoorie so, maar jy weet, jy het effektief beplan en effektief, jy het geen vrees vir die dag, geen angs vir die dag nie. Ja. En saam met 'n gesonde balans kom hierdie goed, jy weet, die natuurlike proses en wat ons almal na streef. Ek dink saam met die gesonde balans is daar 'n mate van 'n nuwe perspektief op verantwoordelikheid wat jy ervaar as gelowige in die koninkryk van God. Nou kom jy agter, daar's 'n verantwoordelikheid wat nou op my skouers dra as 'n verteenwoordiger van God se koninkryk, as 'n burger van sy koninkryk. En jy het nou genoem van die begin, jy is 'n besigheidseienaar. Nou jy weet as 'n eienaar dat jy kan nie daai besigheid op jou eie bestuur nie. Ja. Jy is afhanklik van mense onder jou en saam of langs jou wat sekere take en sekere pligte het en jy moet half amper daai sin van ek gaan terugstaan en ek gaan hierdie vir jou oorgee en ek gaan jou vertrou met dit. Net soos wat God sy koninkryk aan ons vertrou. En hy wil hê ons moet dit bestuur, net so as jy as besigheidseienaar wil jy hê die mense wat saam met jou werk of onder jou werk die besigheid bestuur met dieselfde entoesiasme en passie wat jy doen. En dis al hoe besigheid suksesvol kan wees. Maar wanneer jy dit self probeer doen, dan gaan die besigheid val. En ek dink vir die kykers wat inluister, dink ek daar's baie mense in Potch wat in dieselfde boksie is waar
is miskien besigheidseienaar of hulle is so vasgevang oor die werk, hulle werk dalk van 06:30 die oggend tot 06:30 die aand. Jy weet, dan moet jy vir jouself vra, okay, waar kry hy dan tyd? En dan die antwoord daar is, wat doen jy na 06:30? Ja. Wat gebeur daar? Dis waar, ek dink weer eens, dit kom terug na goeie bestuur toe. Jy sê nou iets wat ek dink baie van ons al gedoen het en baie mense vandag nog doen. Jy weet, jy dink hoe meer tyd jy insit, byvoorbeeld, as jy vanoggend 5 uur gaan werk en vanaand gaan jy eers 11 uur huis toe, jy weet, dit gaan meer produktief wees. Dit is nie noodwendig hoeveel tyd jy insit nie, maar hoe goed jy daardie tyd bestuur. Kom ek gee 'n voorbeeld in my eie, so 'n bietjie van 'n getuienis van my eie werk. Ek werk vir myself. En dit het voor COVID, daar 2019 se kant het ek altyd, ons het vroeg begin, 7 uur begin werk, vanaand 5 uur gaan ons huis toe, jy werk etenstyd in, is almal huis toe, dan werk jy nog tot vanaand 10 uur toe, jy gaan moeg huis toe, jy's uitgeput, en dan gesit jy na die einde van die dag en jy wonder, wat het ek eintlik vandag nou bereik, en wat het ek eintlik gedoen? En naderhand het werk vir jou, jy weet, dis naderhand nie meer lekker nie. Ja. Jy weet, dis eintlik nie, om vir jouself te werk, is eintlik veronderstel om te weet, jy wil dit geniet, dis hoekom vir jouself werk. En dis jou eie besigheid. Ja, dis jou eie besigheid. Toe word dit 'n las en dit word 'n straf. En wat so interessant was, na COVID, toe begin my bestuurstyl verander. Toe begin ek besef, hoorie, maar jy weet, en ek dink dit was daai tyd nog met die inperkings gewees. Het ons besluit ons begin 9 uur werk en ons maak 4 uur toe. Toe leer ek iets. Ons kry dieselfde hoeveelheid gewerk, dieselfde hoeveelheid werk gedoen tussen 9 uur en 4 uur, nie omdat ons minder tyd daarin wil spandeer nie, maar omdat ons beter beplan. En dit het die wêreld verander. En vandag begin ons eers 9 uur werk, ons maak 4 uur toe, en dit het my wêreld verander. Jy weet, dit het skielik die genot teruggebring om vir jouself te werk. Net oor daardie een verandering wat ek aangebring het, jy weet, beter beplanning. En nou praat jy van beter beplanning, beter tydsbestuur, waar jy werk van 9 tot 4, en nou het jy kans, nou het jy tyd, jy het letterlik tyd om te fokus aan ander prioriteite, soos jou gesin. Jy kom miskien 4:30 nou by die huis, waar jy noodwendig dalk keer 6 uur by die huis gekom het. Nou is 'n bietjie meer tyd vir gesin, nou is 'n bietjie meer tyd vir, miskien net jou en jou vrou, 1 tot 1 tyd. Nou is daar tyd in die oggende om rustiger op te staan, eintlik dalk bietjie later te lê, bietjie meer te rus, en dit maak net soveel deure oop vir meer goed. Ek meen, nie net jy doen dit nie, maar kom ons sê, daar is iemand anders daar buite wat ook daai beter tydsbestuur toepas. Hoeveel meer tyd gee dit vir die algehele gelowige om te fokus op die goed waarby hulle eintlik moet uitkom? Ja, natuurlik. Ek dink jy moet jouself hierdie vraag vra. Jy weet, wanneer is jy meer effektief? Is jy meer effektief as jy moeg is en uitgeput is? Of is jy meer effektief as jy die balans gevind het daaraan, jy daai energie, jy weet, en jy daai passie terug wat jy het, en jy daai motivering terug wat jy het. Jy weet, wanneer is jy meer effektief? Jy weet, en jy kan die verskil tref tussen net wanneer jy 'n goeie balans toepas tussen die twee. Yes, ek dink, dit baie keer, dit klink eintlik so maklik as ons nou sê, maar dit is moeilik, en die vraag wat ons eintlik moet vra is, waar begin ek? Jy weet, moet ek eers, kom ons noem dit 'n spinnekopdiagram gaan teken om te sien, okay, hierdie is alles waarom ek myself besig hou, is dit prioriteite? Wat prioritiseer ek bo my gesin of my familie of aan myself? Ek moet dit ook nie vergeet nie. En dan, mens moet half so 'n prentjie vir jouself begin teken en sê, as ek 'n skepsel is in God se beeld, in sy gelykenis, en ek het die gees, siel en liggaam, en ek moet God lief hê met my hele hart, siel en verstand, waar mis ek dit? Is dit omdat ek te moeg is? Wat ek verstaan is, as jy werk amper heel dag, maar dan moet jy half evalueer, okay, watter gedeelte van die tyd kan ek vat, om iewers vir myself tyd te sit en sê, Here, ek wil hierdie halfuur net spandeer op U. Ek wil 'n liedjie opsit in die agtergrond, wat geestelike musiek speel, al is dit net instrumente, en ek wil net my oë toemaak en dink aan U. Dis baie waar, en ek wil net iets by dit voeg. Weet jy dat, ek dink baie mense wat ook saam met ons kuier, wat kyk wat ons doen, is dat, jy weet, baie van ons is baie godsdienstig groot gemaak, en nou moet jy mooi hoor wat ek probeer sê met godsdienstig. Met ander woorde, jy sê nou byvoorbeeld, ons sal tyd met die Here gaan spandeer. Nou vat iemand die Bybel, hy lees dit, wat fenomenaal is, jy moet dit lees, en jy moet tyd spandeer, jy moet tyd in gebed spandeer, okay. Maar die probleem is, daai halfuur of daai ure wat jy spandeer, gaan nie noodwendig jou lewe verander nie. Dis wat jy lees, hoe jy dit verstaan, en wat jy dan uitgaan, en dit gaan toepas. Jy sien, en dis wat baie min mense doen. Baie min mense gaan en
hulle pas dit toe wat hulle gelees het. Ja. Verstaan jy? Hulle lees dit en sê, "Eers, dit lyk fenomenaal. Dit lyk, jy weet, as dit gebeur, sal dit ideaal wees." Maar die probleem is bitter min mense gaan uit en pas dit eintlik toe. Dis die geheim van sukses. Jy weet, om goeie raad te kry is goed, maar wat doen jy met die goeie raad? Selfs met die Bybel. As jy dit lees, daar's wysheid in. Ek meen onnaspelike wysheid, maar wat doen jy met die wysheid wat jy ontvang? Jy weet, pas jy dit toe? Leef jy dit uit? En dis die verskil. As jy dit nie gaan toepas nie, gaan niks verander nie. Ja, die mees maklikste voorbeeld as wat al die Suid-Afrikaners altyd gebruik is, 'n kar draai voor jou in. Wat doen jy? Wat pas jy toe? Wat is jou eerste reaksie? Jou eerste reaksie, ja. Is jy soos die persoon wat geplant is by waterstrome, wat vrug sal dra op die regte tyd? En dis daai vraag wat jy self moet vra is, want wanneer die tekkie die teer slaan, wanneer tye moeilik is, watter vrug kom na vore? En dan weet jy al klaar, okay, daar's iets wat ek geleer het, maar wat ek nog nie toegepas het nie. Ek dink wat belangrik is dat jy moet dit baie persoonlik maak. Ja. Verstaan jy, partykeer dink ek ons as mens, ons verwag te veel van die mense rondom ons, jy weet die invloed wat ons het. Maar wanneer ons hierdie saak 'n persoonlike saak maak, ons het net gesê, om werklik waar in jouself in te bou. Jy weet, hoeveel beter jy is, hoe meer jy groei, hoe meer effektief jy is, hoeveel meer invloed het jy in die samelewing rondom jou, in die gemeenskap waar jy jouself bevind. Kyk in jou werkatmosfeer. As dit goed gaan met jou, gaan dit goed gaan met die mense rondom jou. Jy gaan die mense rondom jou inspireer, jy gaan hulle motiveer, want daar's iets in jou en iets aan jou wat anders is. Jy sien, en dis die geheim. Jy weet, baie keer is ons afhanklik. Ek meen, kyk in die wêreld, gaan byvoorbeeld na enige geestesboekwinkel toe. Jy sal daar 101 maniere vind hoe om anders te bid, hoe om anders te dink, jy weet. En daai 101 maniere verander nie noodwendig jou lewe nie. Dis wat jy doen met die inligting wat jy kry. Dis Jy korrek. weet, om daai toepassing wat die verandering aanbring. Dis so goed iemand het te gaan, kom ons sê, geld spandeer op die universiteit om vir 'n graad, maar hy het nooit die graad gaan toepas nie. Dan, okay, die kennis wat jy geleer het is eintlik ten gronde nou, Ja. en jy pas dit nie toe nie. God sê in sy woord, my volk gaan ten gronde weens 'n gebrek aan kennis. Ja. En dis nog skokkend om te dink dat so stelling gemaak is in die woord, maar dis tot vandag toe nog steeds relevant. Weet, my volk, my nasie, my kinders baie keer gaan ten gronde, jy weet, voel verlore, voel asof hulle teen 'n plafon vasbyt, voel eensaam, omdat hulle nie noodwendig die kennis verstaan wat hulle oor die wêreld omdat hulle nie noodwendig die kennis verstaan wat hulle oor hulle leeftyd geleer het nie. En jy het nou nog gepraat van godsdiens. Hoeveel van ons is daai gewoontes van Sondag is kerk, ons merk hom op die kalender af, volgende Sondag is weer kerk, ons gaan kerk toe, ons merk hom af. Jy weet, hoeveel van daai gelowiges identifiseer nie as iemand wat voel hulle is eensaam, of hulle voel God is nie met hulle nie. En dit is hartseer om te dink dat hulle het al hierdie kennis geleer oor die jare, maar dit val amper op dowe ore. Ja, ek wil so, jy weet, vir die wat saam met ons luister, wil ek so 'n bietjie geestelike wysheid reël rondom dit. Weet jy wat, die meeste gelowiges wat ek ken, probeer 'n lewenswyse leef waar hulle konstant probeer om God tevrede te stel. Nou hier's 'n geheim wat jy moet leer. Ek meen, as gelowige moet jy verstaan, ons het nie gelowiges geword uit ons eie keuse uit nie. Dis bitter belangrik om dit te verstaan. Jy weet, die woord sê 2 Korintiërs 5, God het die wêreld met homself versoen, deurdat hy ons misdade nie toegereken het nie. So met ander woorde, as God die wêreld met homself versoen het, het hy die termes bepaal en hy die werk gedoen. Ja. En hy gee dit vir ons as 'n geskenk, wat ons nou 'n neutrale posisie gee. Met ander woorde, daai posisie sê, hoorie sommer, God het gesê, ek is nou tevrede met jou en ek is nou reg met jou. Wat vir ons sê, ons het 'n fondament waarvan ons af kan werk. Ja. En baie mense probeer daai fondament nog bou. Hulle probeer heeltyd die Here tevrede stel, sodat hy met hulle tevrede sal wees, en wanneer hy met hulle tevrede is, dan dink hulle, gaan hy hulle seën. Jy sien, dis juist die probleem. As ons verstaan dat ons 'n fondament het, en die fondament sê, ons posisie van seën is klaar bepaal, en nou is dit die wegtrekpunt waarvan ons beweeg. Dit verander alles. Verstaan jy? Want jy kan altyd teruggaan en sê, hoorie baba, die Here is nie kwaad vir my nie. Jy weet, my sondes is vergewe, ek is 'n nuwe mens, ek is 'n nuwe skepsel, maar van daardie punt af, nou kan ek aan myself werk, aan my selfverbetering, myself groei, jy weet, en ek dink die verskil tussen godsdiens en 'n ware verhouding met die Here.
Nou as jy praat so van fondasie, kan ek jou help om dink aan die tempel van God wat altyd in die Ou Testament en Nuwe Testament waarvan die woord praat nie. En Jesus sê ek sal hierdie tempel afbreek en 3 dae sal ek 'n nuwe een oprig. En die woord sê weet ons liggaam is die tempel van God. En die fondasie is reeds gebou. Jy weet soos jy dit nou so perfek uitgebeeld is want die geregtigheid is reeds daar wat ons het met God. Dit beteken ons nou jy weet om in regstemming met God te wees, om niks verskuldig te wees nie. En ons onmiddellike perspektief as gelowiges moet wees, okay, ek het nou die verantwoordelikheid om hierdie tempel op te rig. Ja. Om 'n sigbare tempel te wees vir die wêreld daar buite, vir my kollegas om my saam wie ek werk, vir my broers en susters wie ek elke dag te doen het. Ek meen, ek kan nie terugsit en soos die standaard Christen wees wat net heeltyd wag op die fondasie, wag op miskien die hemel eendag nie. Yes, ja, is waar. As jy kyk na enige projek waar mense besig is om 'n gebou op te rig, dit sal 2 weke vat dan sal die fondasie klaar wees. Dan begin hulle werk aan die mure en die res van die gebou. En dit sal 2 weke later verbyry en Jesus kyk hoe ver dit sal. Maar as ons kyk na ons eie lewe, hoeveel van ons kan dieselfde sê? Hoeveel van ons kan sê, weet jy wat, hierdie jaar het ek soveel geleer en ek weet ek gaan volgende jaar nog meer leer. Ja, ja. Hoeveel van ons kan terugkyk en sê, yes, ek het soveel geleer oor die jare en ek weet soveel meer, ek verstaan soveel meer van die woord. Hoeveel van ons kan dit werklik waar sê vandag? Ja, dis waar, weet jy, terwyl jy so praat, dan dink ek aan die beginsel van Genesis. En as jy met Genesis begin, kan jy dit reg deur die woord trek. Ons in die week het ons 'n gesprek gehad en jy het iets baie besonders genoem. Toe ons gepraat het van die beginsel van saad. Toe jy gesê geloof is soos 'n mosterdsaad. Nou baie mense ken daai versie. Almal weet hoe werk jy weet die geloof soos 'n mosterdsaadjie versie. Ons ken dit. Ons het dit op ons karre, ons het die mooi plakkers, ons herinner onsself daaraan, maar hoe werk dit in praktyk? En hier is die geheim. Die geheim is dat ons moet verstaan dat God werk op die beginsel van saad. God gee nooit vir ons die finale produk nie. Nooit nie. Nooit. God gee nooit vir ons die finale produkkie. Jy weet, as jy sê, Here, help my, ek is finansiëel onderdruk. God gaan nie vir jou geld gee nie. Dan gaan nie skielik note en munte uit die lug uitval, jy weet, of in jou rekening. Dis nie hoe God werk nie. God gaan vir jou idees gee. Hy gee vir jou saad, want die beginsel van saad is, as jy saad plant, vermenigvuldig dit. Jy weet, een appelsaadjie word 'n boom en dit dra hoeveel appels aan daardie spesifieke boom. Ons plant en ons maak nat en God is die een wat laat groei. Hy is die een wat laat groei. So as ons die beginsels verstaan, jy weet, verander dit ons hele lewenswyse. En dit kom terug met die beginsel van bestuur. Jy weet, waar ons net begin het. As ons effektief ons tyd bestuur op die beginsel van saad, jy weet, die saadjie wat jy plant. As jy saad plant in jou, ons het net gesê, om in jouself te belê, in jou eie selfgeestelike groei, om in jouself in jou besigheidsbestuur te groei. Jy weet, om in alle aspekte in jou verhoudings, noem dit, enige aspek van jou lewe. Jy weet, waar jy daai saadjie plant, gaan dit groei. En daar waar dit groei, sal dit eventueel vrug dra, want jy het goeie bestuur toegepas en op die langtermyn is dit lewensveranderend. Dis verseker, ek probeer nou myself in 'n situasie kry waar ek dink, okay, as ek nou moes myself al my drome wat ek wil hê eendag, alles wat ek wil bereik, en ek sit en ek sê vir myself, okay, ek sit dit in 4 pakkies saad en ek pak hulle so hierso, moet ek myself vra, hoeveel van daai pakkies het ek geplant en nat gemaak? Want ek kan vir staan en kyk, en God gaan ook staan en kyk vir hy het hoeveel van ons het hy vir talente gegee. Vir hoeveel van ons het hy 'n roeping, 'n bepaalde rigting waar ons moet ingaan, maar ons mis dit, want ons is heeltyd gefokus op ander goed, waar ons tyd mors en ons besig hou, waar ons eintlik iets mis wat God se seën op ons kan wees. Ja. So ek moet besef dat ek het 'n verantwoordelikheid om hierdie drome, hierdie behoeftes wat ek wil bereik eendag te bereik. Ek moet hierdie saad gaan plant en ek moet dit laat nat maak. En die nat maak deel is so interessant, want wat bedoel die woord met dit? En dit is die eerste ding wat vir my uitstaan is, ek moet nooit op 'n punt kom wat ek dink ek weet alles nie. Ja, ek dink dis die heel eerste ding. Jy moet oop wees vir leer, oop wees vir nuwe geleenthede. En maak nie saak wie dit is wat dit vir jou leer nie. Jy moet oop wees vir daai ontvangs daarvan. God het Moses gebruik om sy volk te gaan haal. Moses is die een wat weggehardloop uit Egipte uit. Maar God kies hom om sy volk te gaan haal. Ons vond dit is interessant, die persone wie God kies om sy wonderlike wonderwerke te gaan uitrig, of om hierdie amazing goed te doen. En ek net soos, God kan my ook gebruik. Hy kan elkeen van ons gebruik. Oud, jonk, geleerd of nie geleerd, hy gaan jou gebruik. Jy moet net oop wees vir dit. So die natmaak deel is vir my altyd interessant, is van,
waar in my werksomgewing, waar in my sirkel van kollegas en vriende, my sirkel van waar ek besig is in my samelewing, waar kan ek iets van dit vat om te groei? Waar kan ek leer uit dit uit? En as jy nie so iets kan raak sien of identifiseer nie, moet jy eintlik vir jouself vra, maar is ek in die regte kring mense? Is ek in 'n kring mense wat net afbreekend en negatief is oor alles wat in die wêreld aangaan, of is ek in 'n kring mense wat inspirerend en opbouend is? Jy het net genoem, waar as dit goed gaan met myself, gaan ander mense dit raak sien. Dit is amper aansteeklik. Dit is altyd so lekker as iemand inkom en hy's so goedgesindheid, hy's positief, hy bui op en dan wanneer hy nie daar is nie, dan mis jy hom eintlik. Dit is lekker om jouself te omring met sulke mense. Dis waar, ek meen ons het net verwys na die gedeelte in Psalm 1 wat sê dat hy sal soos 'n man wees wat geplant is by water, maar die eerste gedeelte in daai vers sê dat geseënd is die man wat nie sit in die kring van die spotters en die goddeloses. Jy het dit nou net gesê. Jy weet, so dit bevestig eintlik net. Ek meen as ons natuurlik bewus is daarvan dat die invloed wat ons het in ons lewens speel so groot rol. Dit vorm eintlik ons karakter. En ek dink bitter min van ons besef het. Iemand het eendag vir my gesê, hy sê, wys vir my jou 5 beste vriende en ek wys jou wie jy is. Dis so waar. Eers dit het my laat dink hoor, want die 5 mense met wie ek die meeste tyd spandeer het die grootste invloed in my lewe. En ek het dit, is dit afbreekend, is dit opbouend, is dit goed vir my, is dit goed vir hulle, dit al hierdie vrae. En ek dink 'n goeie plek vir ons om te begin, jy het dit net gesê, is om te gaan sit en identifiseer die omstandighede waar jy jouself, wie is jou vriende? Waarmee hou jy jouself besig? Jou 24 uur 'n dag, wat doen jy met dit? Wat is jou grootste invloed? Waar wil jy wees oor 5 jaar? Jy het soveel om aan te dink om jouself effektief te laat groei. En dis belangrik, ons moet ergens op 'n punt kom waar ek sê, ek het iets waarna toe ek streef, iets wat ek wil wees en iets wat ek nog wil doen. Ja, ek dink, as ek nou vat, kom ons vat, jy identifiseer 5 mense, jou 5 naaste kollegas, vriende, met wie jy op 'n gereelde basis kuier selfs. Daai mense bepaal uiteindelik die tipe kar wat jy ry, die huis of buurt waar jy bly, die klere wat jy dra, die musiek wat jy luister, die flieks. Hoeveel van ons gesels nie, as ons oor 'n naweek by 'n plek kuier, dit vat nie lank nie, dan onmiddellik raak jy gesprek, watter rappiespan ondersteun jy? Watter series kyk jy? Watter flieks hou jy van? Watter kos eet jy? En onmiddellik, as daai persoon dieselfde kos as jy het of dieselfde rappiespan ondersteun, onmiddellik is jy connected met daai persoon. En ek weet vir mans is dit dalk baie eenvoudig en dis so, maar daai 5 mense of 6 mense of 3 mense bepaal uiteindelik die manier hoe jy voel oor jouself. Want hulle almal dink daai kar is nie goed nie, so nou wil ek nie daai kar koop nie, want hulle dink so. Of ek wil die kar kry want almal van hulle dink is 'n goeie kar. En dis sleg as jy jou lewenstyl koppel op die opinies van ander mense, veral as dit mense is wat afbreekend is. Ja, waar. Dis nie 'n goeie fundament nie. Maar as jy fondasie God is en God wat leer van liefde, God wat leer van geregtigheid en God wat investeer in jou en sy woord getuig keer op keer dat ons is in sy beeld, sy gelykenis geskape. Hy het die geskenk van sy seun vir jou gegee, die geskenk van genade, geloof, geregtigheid. Niemand kan dit wen nie. En dis ewig, sy woord is ook, sy woord bevestig ook, en hy sê, my woord sal nooit leerig terugkeer na my toe nie. Watter groter bevestiging kort jy as dit? It's amazing. Ja, dis baie waar. Daar's 'n mooi gedeelte Kolossense 3 waar dit eintlik baie mooi uitbeeld. Jy weet dat ons nuwe karakterwyse moet vorm en dan sê iets baie belangrik, soos wat ons oorspronklik geskaap is, met ander woorde na die beeld van ons Skepper. En ek wonder hoeveel van ons, want dit gee vir ons eie identiteit. En dis waarvan jy nou gepraat het. Ek meen ons vorm ons identiteit op die invloed in ons lewe. Waarmee jy jou tyd spandeer, gaan jou karaktereienskappe vorm. Jy weet, as die woord sê dat ek en jy is ambassadeurs van die koninkryk van God, wat sê dit van ons? Ons is verteenwoordigers van die koninkryk. As hy sê dat ons gevorm moet word na die karaktereienskappe, jy weet, na die beeld van ons Skepper, dan moet ons grootste invloed wees die koninkryk van God. Natuurlijk, jy weet, jy sê nou net, Genesis 1, ons is geskep na die karakter, na die beeld van God. Jy weet, wat sê dit van ons as mens? Besef ons dit? En ek dink nie baie mense besef dit nie. Jy weet, en wanneer jy verstaan hoe belangrik dit is en hoe mooi dit eintlik is, jy weet, sal dit die nuwe streefpunt wees waarna toe jy werk. Ek dink wat ons nou sê, dit is nie van toepassing op iemand wat op 'n sekere ouderdom is, dit is van toepassing vanaf 'n tiener, 'n kind. Ja. As jy daai grondbeginsels, daai fondasie
verstaan, en dis amper die geheime woord, jou fondasie verstaan in Christus, is die potensiaal vir jou eintlik oneindig. Ja. Want ons word groot met die idee dat ek kan eers dit bereik as ek dit het. Ek kan eers dit doen as ek soveel geld het. Ek kan eers dit bereik as ek hierdie en hierdie mense ken. En ja, dis faktore wat help, maar God is uiteindelik die een wat laat groei. Jy kan al die geld in die wêreld hê, maar jy kan jou roeping mis. Jy kan al die geld of talent in die wêreld hê, jy kan jou roeping mis, want God is die een wat laat groei. Ja. En niks kan dit verander nie. Ja, dis belangrik. Ek stem saam met jou. Jy weet, ek dink nie ons besef wat God vir ons in gedagte het nie. As 'n mooi gedeelte Petrus wat sê dat God het ons alles geskenk wat lei tot die lewe en godsvrug. So in ons het ons goddelike potensiaal. Dis so waar. Maar hoe lyk daai goddelike potensiaal? Jy verstaan? Want as ons daai goddelike potensiaal begin uitleef, sal ons die godsvrug daarvan sien. En dis vir my baie belangrik, want ek meen kom weer eens terug. Ons het net gesê dat ons kyk na effektiewe tydbestuur. Ja. Maar sonder dat ons besef waarna toe werk ons en vir wat werk ons, hoekom gaan ons die moeite doen om ons tyd effektief te bestuur? Dis eintlik so belangrik. As jy nie weet waartoe jy werk of Ja. hoekom jy dit doen nie, dan verloor jy amper daai entoesiasme of passie vir dit. Maar wanneer jy besef dat dit is vir God en vir sy koninkryk en jy besef daai verantwoordelikheid wat jy het, ek meen wat jou passie gaan oneindig wees. Jy gaan opgewonde wees, dis van jy gaan eintlik die werk geniet. Want jy besef dat God jou hierdie talent gegee om hierdie werk te kan doen. Ja. Hy produseer vir jou daai talent in jou. Nou is jou verantwoordelikheid as ambassadeur van Christus, as 'n ambassadeur van sy koninkryk, om nog meer deur jou geloof te produseer vir God. Ja. So alles wat jy bereik in jou werk is tot eer van God. Want as jou werk suksesvol is, dan gee jy God eer aan dit. Want God het daai potensiaal in jou gegee, jy het dit ontwikkel, God laat groei en jy produseer dag na dag meer en meer en meer. Ja, kom ons vat 'n voorbeeld. Kom ons sê jy's iemand wat nie gelukkig is waar jy is nie. Ja. Jy weet, en ek dink daar's baie mense op hierdie stadium wat dalk saam met ons kyk wat glad nie gelukkig is met weet waar hulle werk, waarmee hulle besig is en dalk wie hulle is nie. Weet jy wat se goeie nuus is? Dat jy kan dit verander. En ek dink ons moet dit besef, verandering begin met 'n besluit. Ja. Ek wil verander. Ek wil nie wees nie, jy weet, en begin vir jou 'n prentjie skep. Dis die beginsel van geloof. Geloof is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, 'n bewys van die dinge wat ons nie kan sien nie. So ons kan nog nie sien wat ons wil wees nie, maar dit begin met 'n idee. Weereens 'n koninkryk beginsel. Alles begin met 'n idee. Idees is dit wat onsienlik is. Dit moet gevorm word, maar dit word gevorm met aksies. So as ons ander aksies begin neem op grond van die idee wat ons het, sê dit vir ons iets baie besonders. God is nog nie klaar met my nie. Yes. Ek is nie die finale produk nie. Jy weet, as ek voel ek kan beter, dis nie jou idee nie, dis God se idee. As jy voel jy moet op 'n ander plek wees, dis nie jou idee nie, dis God se idee. En wanneer jy die prioriteit van dit besef, sal dit jou dryf om te wil verander. Jy het nou iets gesê wat nogals baie gestiek het in my, is dat ek is nie die finale produk wat ek voor my nou sien nie. En ek dink vir almal wat luister, is daar nou een ding is wat julle moet vat, is dit. Jy is nie die finale produk nie. Daar is nog soveel meer wat God vir jou in plek het. Ek kan nie dink dat die skepper van alles, die koning van alle konings, die Alfa en Omega, God wat in sy woord sê ek is, kyk na jou wat geskaap is in sy beeld gelykenis en sê ek het nie meer idees vir jou nie. Ek het nie meer potensiaal vir jou nie. Natuurlik het hy vir jou. Natuurlik het hy nog idees. Hy het Jesus sê ook, ek gaan strome van lewende water vir jou gee. Ek meen, jy sal nooit weer dors word solank as wat jy in hom bly nie. So, daar's voortdurend, jy het gepraat van 'n goddelike lewe. Daar's voortdurende sigbare lewe solank as wat jy in God bly. Ja, jy sien, en maak dit besonders, want aan die einde van die dag, daai is die mooi geestelike taal wat ons praat. Jy weet, strome van lewende water. Dis die mooi geestelike taal. Verstaan, ja. Maar om dit te ervaar, jy weet, dit verander alles. En ek dink dis wat baie van ons na streef, en dis wat ek van kan getuig in my eie lewe. Dis goed wat ek begin ervaar, goed wat ek begin sien in my lewe, en jy weet, wanneer jy besef, hoor jy, maar dis wat hy eintlik bedoel het, en jy sien dit gebeur, dit verander alles, hoor. Ja. Jy weet, dit skep daai nuwe motivering in jou. Nou het jy nie meer 101 maniere nodig in 'n boek om te sê, hoe motiveer ek myself nie? Motivering kom van binne af. Dis deel van daai strome van lewende water, want iets wat lewe gee, is inherent in jou. Dis daai gedeelte wat ons net gesê het in Petrus, waar hy sê, hy het ons alles geskenk. Ja. Alles wat lei tot die lewe en die godsvrug. So met ander woorde, jy weet, verstaan, dit is eintlik so fenomenaal om te besef wat eintlik in ons is, die potensiaal en die moontlikhede, en dat ons soveel beter kan doen. Yes, as ek die woord so leer ken, dan is dit vir my so lekker
Want ek sal een vers raak lees en dan sal ek besef nee, maar hierdie vers stem saam met 20 ander verse daar en 20 ander verse daar en dan is dit amper soos 'n puzzle piece wat ewe skielik by mekaar kom en jy sien 'n prentjie wat jy voorheen nie gesien het. Ja. Maar jy het al hierdie legkaartjies by mekaar begin nou sit. En dit kom van tyd spandeer in die woord. Kom van gesels met mense wat dieselfde passie het vir die woord en die koninkryk as wat jy het. En dis dan weer eens daai ding van ek weet nie alles nie. Nou leer ek soveel meer want ek het die vrymoedigheid om met jou te gesels oor die woord. Ek het die vrymoedigheid om na jou te kom en sê Benny, ek sukkel met hierdie en hierdie. Kan jy nie my help nie? En jy gaan woorde van bemoediging en ondersteuning. Jy gaan kennis uiteindelik met my deel omdat dit wysheid is wat jy al reeds toegepas het. Ja, daar's 'n mooi beginsel in die boek van Spreuke wat sê yster slyp yster. Waar. Verstaan jy? Dis daai beginsel waar volgens ek moet leef. Gesprekke soos hierdie is gesonde gesprekke waar yster slyp. Ek leer by jou, jy leer by my. En wat ons by mekaar leer, daar's 'n beginsel. Jy weet, vat die goeie, behou die goeie wat vir jou werk. Behou die goeie wat jy weet wat jou lewe kan verander. En jy het net iets gesê wat vir my, weet, dis eintlik so sleg van die tyd wat ons leef. Baie mense dink hulle weet alles. Jy kan hulle niks leer nie, jy kan hulle niks vertel nie. En dis nie 'n goeie karaktereienskap om jouself te wil verbeter nie. Om eerder op daai punt te kom en sê, weet, jy's nederig genoeg om te besef, hoorie, ek wil leer en ek kan leer. Ja. Weet, dis daai karaktereienskappe wat nodig is vir ware verbetering in hierdie wêreld. So, Potchefstroom, Spiritual Talk episode 1 en ek dink hierdie was 'n baie lekker gesels. Jy het nou genoem waar twee meer mekaar versterk en soos wat yster slyp en ek dink dis net so belangrik en die woord sê ook waar twee meer by mekaar saamstem so oor 'n saak soos sal dit ook wees. So sal dit wees, ja. Jy weet en net soos is dit geldig vir die hele koninkryk van God waar gelowiges by mekaar kom en idees saam sit en saamstem oor idees tot voordeel van die koninkryk. God sal daar wees, so sal dit wees. God sal dit laat seën en God sal dit laat groei. Uiteindelik is dit 'n punt wat ons almal moet bereik om te sê wat ek wil ook daar wees. Ja. En ek dink dit is so vir ons, vir die wat al bereik en hierdie tipe van mindset en perspektief het op ek sien die woord op 'n ander manier nou. Ek sien die koninkryk. Ek besef dat ek is in die wêreld maar nie van die wêreld nie. Nou kan ek 'n getuienis wees vir die wêreld daar buite elke dag. Nou kan ek 'n lig vir die wêreld wees, die sout op die aarde wil ek amper sê. Dis weer eens daai geestelike taal, maar dit het 'n ander manier hoe jy daarna kyk nou. En ek dink dis 'n lekker sessie wat ons nou begin het vandag en ons sal volgende week weer aanhou en Benny, yes, dankie weer eens vir jou tyd. Ja, dankie, ek het dit baie geniet. Ja, is reg en dankie vir julle wat ingeluister het en dan sal julle volgende week sien, selfde tyd, selfde plek vir Spiritual Talk episode 2. Ons sê die meis